Goeiemôre aan die wat solank hier is. Ons gaan begin deur lekker saam te sing hier op die Pinkstermôre wat ons as kerk vier as die uitstorting van die Heilige Gees, die dag wat God sy Gees na hierdie wêreld toe gestuur het. Kom ons begin en sing ons lekker saam. Ons eerste lied wat ons sing is die bekende lied 258, Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord. Gooi hom sommer net daar op die skerm vir my ook asseblief, baie dankie. Ons volgende lied is die bekende Psalm 130, nog die Tosius beruiming, as ek dit reg het, uit donker dieptes roep ek, U Here roep ek aan. Hier waar aan leed gekluister, ek vrees om te vergaan. Kom ons sing die verse, ook soos dit op die skerm is.
Ons volgende lied, lied 516, en dit kom uit die bekende Habakuk 3, die woorde daarvan, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie. Ons sing hierdie vers 2 keer, lied 516. Die bekende nader my God by u, nog naderby.
Ons volgende lied, 513, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Here, as ons dan so saam die lof besing het, wil ons ook nou vra dat U ons harte ook in dieselfde tyd kom ontvanklik maak met hierdie lof in ons harte, dat ons ook verwagtend kan wees van wat die Gees by ons wil invluister. U het hierdie hele week by ons kom invluister. Het U vir ons op besondere wyse kom help om te verstaan dat die Gees altyd met ons besig is en in ons besig is en by ons is. Dankie dat ons vanmôre op hierdie Pinkstersondag so dit kan vier, dat U op hierdie dag baie duisende jare terug die Heilige Gees uitgestort het as derde persoon van die drie-eenheid om in en by ons te wees. Ons prys U naam. Amen. Baie welkom ook dan, hier sal julle sien dat ons tema die afgelope week waarmee ons besig was, nuut en heel, die Gees maak nuut en heel, en ek wil sommer net vinnig dan vir julle deur die temas neem, sonder om nou 'n lang storie daarvan te maak. Daar's van julle vir wie dit nie moontlik was om elke
oggend of aand daar te wees nie. Ons het begin met die Gees werk op sy eie manier. Die Gees wat Christus in ons kom vorm, wat sy liefde in ons kom plant, wat vir ons laat bevestig dat ons kinders van God is. Ons het gesê die Gees open vir ons wêrelde. Die oomblik as ons Jesus se bril opsit, kyk ons anders na die wêreld, kyk ons anders na onsself. Verstaan ons ook ons roeping baie beter. En toe het ons gepraat oor die Gees maak gesond. Daar's baie van julle wat die afgelope tyd deur baie diep seer is. Elkeen van julle het op julle eie manier het julle 'n seer beleef. 'n Kind aan die dood afgestaan. Julle het siekte ervaar. Een van ons diakens het nou sopas gehoor dat sy positief getoets is vir COVID, want sy het by haar skoonseun of by die kinders aangesteek en die skoonseun het COVID, en hier was van julle wat COVID gehad het, en wat weer hier terug is by ons en weer gesond geword het, en op 'n manier sug die Gees saam met ons, maar maak die Gees ook gesond. En dit was 'n baie besonderse boodskap, en dan het ons stilgestaan by die Gees messel ons aan mekaar, elkeen van ons is 'n baksteen wat presies netjies neergesit is deur die Gees op die plek binne hierdie gebou, die liggaam, die gemeente, soos wat hy dit wil hê. Hy is die messelaar, hy is die sement wat ons netjies op mekaar neersit om elkeen ons funksie en plek binne die gemeente te verstaan. Die Gees omarm. Ons het besef ons bly in 'n land en ons bly in 'n dorp, om dit nog nader te trek, waar die wêreld na ons toe gekom het. Hier is Pakistanis, hier is Chinese, hier is Bangladeshers, hier Somaliërs, hier Zimbabweërs. Die sendingveld is nou hier. En God omarm met sy Gees, omarm hy vir ook die hele wêreld. En maak hy dit vir ons moontlik om ook nou hier, sommer net as ons by hierdie deur uitgaan, by mense betrokke te wees. Bevriend hierdie mense. Wie van ons wat ook gastehuise het al, soos Johan gesê het, sulke van hierdie mense genooi om by hulle te kom eet en sê, kom kyk hoe lyk dit 'n bietjie by ons, in ons kultuur. Ek het nou die voorreg om 2 Chinese te trou en ek is baie opgewonde daaroor. Dis die mense wat die sushi plekke daar by Engine, en hulle is nog nooit getroud nie, en hulle het gewonder of hulle, as hulle dan nou nie Christen is nie, sal iemand hulle trou, sal 'n dominee hulle trou. So sê ek, ja, ek sal hulle trou. So met ander woorde, ons kry die geleentheid hier in ons dorp. Ons God deur sy Gees omarm en hy het die sendingveld hier na ons toe gebring. So, die Gees, Vrydag was toe nou nie weer die Gees sig nie, maar dat die Gees vir ons op 'n ander manier help om ook te verstaan dat die Here met ons elkeen, wanneer hy ons aan mekaar gemessel het, dat hy vir ons ook help om ook in ons verroeping beter te verstaan. En het ek 'n bietjie gesels ook oor die feit dat die Gees die een is wat, as hy so in ons werk, hy vir ons, dat daar iets met ons gebeur, ons siele kom in beweging. Wat is ware aanbidding? Dat ons dan besef, maar om God waarlik te aanbid, is wanneer ons die Gees toelaat om met ons nuut en te werk en ons heel te maak. En dan vanmôre, die Gees leer ons saam eet. Ook hier by die nagmaal. Die tema is maar gebore uit die feit dat ons vanmôre hier rondom die nagmaalstafel gaan saam eet. Die Gees leer ons saam te eet. En wil ek vanmôre fokus op die Gees wat ons lei in die hele waarheid. In die hele waarheid. So kyk gerus ook na die afkondigings. Maak seker dat julle ook daar kennis neem van alles. Dankie ook aan Hesbury wat vir ons haar eie kinderkuns hier tentoongestel het en die boodskapper vir ons so lewendig en oulik maak. En kom ons raak vir 'n oomblik dan stil en ons in die volgende skyfie, Marie, waar ons net in verwondering raak oor hierdie pragtige beeld wat ons hier sien. Die 2 duwe, ek het gesê hier in die week, hier op die 2 skerms het ons die 2 duwe, hiervoor het ons hierdie, en as 'n mens so daarna kyk, die 3 wit duwe, die 3 eenheid, Vader, Seun en Gees, maar ook dat dit 'n perfekte driehoek vorm, daai duif, net as 'n mens mooi na hom kyk, Vader, Seun en Gees. En dat hierdie Gees deur alle mure en deur alles breek. Die gebou daar met sy donker vensters, die duwe wat daar op die dak sit. Dit is so asof ons in 'n wêreld is waar ons voel ons is ingedruk en dat ons bedruk is en alles om ons wil toemaak. En dan kom die Gees en hy kom breek deur. En hy kom gee vir ons, hy maak ons nuut en hy maak ons
maak ons heel. Kom ons raak vir 'n oomblik met hierdie gedagte stil en dan sing ons weer saam. O Heilige Gees, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat U Gees deur hierdie gebou gewaai het voordat ons hier ingekom het, sodat elke plek waar ons sit deur U voorberei is, o Gees van God. En dat ons nou met 'n verwagting ook op hierdie Pinkstersondag kan weet dat die Gees diep in ons wese gaan inpraat. Die afgelope week vir ons werklik geraak, o Gees van God. En ons bid dat ons nou ook met hierdie verwagting en hierdie opgewondenheid oor wat die Gees wil sê, ons ore waarwyd en ons harte waarwyd oop sal maak. Dankie dat U vir ons kom sê dat U self hier teenwoordig is. En daarom dat U vir ons kom sê, my genade is hier by julle, my vrede is hier saam met julle, ontvang dit en vier dit. Amen. Ons gaan staan, dan sing ons volgende lied. Ons volgende lied is dan Psalm 33, sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Here se naam, vers 1 en 3 van Psalm 33 staande. Almal het van die brood en die wyn by die deure geneem. Is daar iemand wat dalk miskien per ongeluk nie van die brood of die wyn geneem het nie? Laat ons net seker maak dat ons vir die diakens vra of julle net dit na julle toe te bring. Almal het geneem. En in dieselfde tyd wil ek ook
ook noem dat ons al lank reeds weer ook die kinders toelaat om nagmaal te gebruik. So as daar ook van die kinders hier by ons is vanmôre wat graag die nagmaal wil gebruik, dit lyk vir my is daarom so 2 kindertjies vanmôre. En dat ons vir julle ook die geleentheid kan gee, as julle met oortuiging ook in julle harte verstaan en weet waaroor dit gaan, dat julle ook met vrymoedigheid die nagmaal saam kan gebruik. Vanmôre se teks Johannes 16 en ek wil graag daar by vers 4 begin lees, 'n baie bekende gedeelte en dan oor die tema wat vanmôre hier waar ons saam met die Gees eet, dat ons hier kan saam wees en saam eet met die Gees, omdat die Gees vir ons in die hele waarheid lei. En dit is waarby ons ook vanmôre gaan stil staan. Ek het die teks saamgebring op die skerm en julle kan dit ook daar volg op die skerm en die van julle wat die 2020 vertaling by julle het. Ons gaan lees by die opskrifie begin werk van die Heilige Gees en dan gaan vers 4 voort. So vers 4 begin net voor daardie opskrifie met maar hierdie dinge, dit is nou nie op die skerm nie, maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer julle hulle tyd aanbreek, julle kan onthou dat ek dit vir julle gesê het. En dan, hier begin die teksgedeelte van vandag. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en nie een van julle vra my, waarheen gaan hy nie? Maar, omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. En dan vers 12, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal nie sê wat hy hoor, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Ons gaan net tot daar lees, en met die gedeelte wat hier vers 13 uitstaan, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Wanneer ons oor die lewe dink, dan stel die lewe nogal baie eise aan ons. Ons moet elke dag keuses maak. As 'n mens nou moet gaan dink aan hoeveel keer jy al keuses oor spesifieke goed moes gemaak het, keuses wat jou op jou korttermyn dalk vir jou meer moet help om te besluit of ek meer of minder gewig gaan verloor, of ek meer of minder geld het. Daar's baie keer langer termyn besluite wat my vra om ook te kyk na wat sal die uiteindelike gevolge daarvan wees. En as ons kyk na ons samelewing rondom net oor die ding van of ek meer of minder gewig moet verloor, al die dieetprogramme, ons gaan soek absoluut die beste raad wat ons kan kry. Ons vra selfs vir mense baie keer en ons gaan vra vir die kenners, die eetkundiges ensovoorts ensovoorts. Wanneer dit ook natuurlik 'n lewensbelangrike ding word, dan is ons oor raad verleë. Oor langtermyn goed, nee, waar gaan ek nou my geldjies belê vir die langtermyn? Wie is die beste persoon van wie ek moet gaan nader? Hier in ons gemeente is 'n paar manne wat julle kan nader, maar ek mag nou nie propageer nie. Jy weet, dan kry ek moeilikheid. Ons is oor raad verleë. En ons gaan soek die beste raad. Want ons vertrou dat daai persoon wat vir my gaan met raad bedien, 'n kenner is. Hy's 'n foendie.
Hy is 'n boffin op hierdie gebied en so het ons ook al gesien hoe dat raad goed en sleg kan wees, maar dat ons tog nie doelbewus aan iemand slegte raad sal gee nie. En as ek nou vat, ek onthou toe ek 'n kind was, het ek graag vir my pa of vir my ma gaan raad vra. Julle sal onthou, Les, ek weet toe jy kind was, kan jy onthou vir wie jy gaan raad vra? Vir wie? Nee man, vir my ou toppie. Julle, ons praat nie meer vandag so van ons paas nie. Ons het daai tyd 'n hengse pak slaag gekry as jy gesê, "Hey ou toppie." Nee, ons het dan respek te gehad daai dae. As seun het jy baie keer vir jou pa geraad vra. Sommige dalk vir die ma, ander meisies dalk meer by hulle ma geraad vra. Want ons het vertrou dat hulle vir ons goeie raad sal gee. Ons is oor die algemeen, en daaroor skryf Paulus ook, wanneer hy kom skryf daar in 2 Korinte. Ons is oor raad verleë. Maar daar's nooit 'n oomblik wat ons radeloos is nie. Sonder raad hoef te wees nie. Kyk wat gebeur hier. Jesus maak 'n besondere belofte aan sy disippels, en dis dieselfde belofte wat vandag nog geld, ook vir jou en vir my. Die Gees van die waarheid sal julle in die hele waarheid lei. Die Heilige Gees, wat op hierdie Sondag uitgestort is, baie duisende jare terug, wil ons lei in ons lewe. Hy wil ons raadgewer wees. En watter beter raadgewer kan ons kry as hy? Hy is die een wat ons daagliks wil lei op pad na die groot eendag, as hy weer gaan kom, om ons te kom haal. So die Heilige Gees, sien ons hier, het op 'n baie besonderse manier in hierdie eerste disippels se lewens gewerk. Dis hierdie selfde Gees wat vandag nog ook in ons lewens werk. So hier by die eerste disippels sien ons dat juis hier in vroeëre hoofstukke van Johannes, sê groete, daar vir wie ook al, nee wat dit gebeur, nie sleg voel nie. Die disippels het al reeds hier vroeër in Johannes die nuus gekry, Jesus gaan weg. En dit het hulle geweldig ontstel. Dit het hulle so ontstel dat hulle diep bedroef was. Hulle was ontsettend bedroef daaroor, want hulle leermeester, hulle raadgewer, gaan weg. Wat nou? Daar's nog soveel wat ons wou leer, en nou is ons leermeester weg. En dan 'n besonderse hoofstuk, wat hulle nou besef in hulle lewe nou gaan afgesluit word, toegemaak gaan word, en wat doen ons nou? 'n Mens wil jou amper self probeer in hulle skoene indink, as jy hierdie gedeelte lees. Jy wil amper half hierdie angstigheid, hierdie benoudheid, voel jy amper, as jy in hulle skoene sou wees. Hier gaan ons leermeester weg, ons raadgewer. En die mens kan verstaan dat die disippels vir 'n oomblik soos weeskinders gevoel het. Dit is ook waarna Johan verwys het, die vorige Sondag, voordat ons met Pinkster begin het, staan bekend as die Sondag van die wese, waar ons wees gelaat word, want daar's vir 'n oomblik is Jesus op pad na die Vader, die Gees is nog nie uitgestort nie, vir 'n oomblik is die hele wêreld wees. Vir 'n oomblik is die kerk wees, as 'n mens dit so wil insien. So mense kan verstaan dat die disippels soos weeskinders gevoel het, en dat hulle nou skielik aan hulle eie lot oorgelaat is, en hulle besef, ons moet nou, wat nou? En dan sien ons dat Jesus se besonderse boodskap aan hulle is, juis dat my weggaan, sal ook iets goeds vir julle inhou. Dit gaan nie net sleg wees nie. Ek kan verstaan dat julle ontsteld is, maar dit gaan vir julle iets goeds inhou. Julle gaan meer kennis opdoen, julle gaan meer insig kry, julle gaan meer van die Heilige Gees leer. Want hy sê vir hulle, ek gaan die Gees van die waarheid na julle stuur, sodat julle die volle waarheid, in die volle waarheid kan deel. Na julle doodgewone mense, julle disippels, hulle was so aan Jesus vas, en hulle het so aan sy leringe vasgehou, want dit is al geleerdheid wat hulle gehad het. Hulle was vissermanne, doodgewone mense. En in hierdie 3 jaar wat hulle saam met hom geleef het, was hy die een wat hulle geleer het. So Jesus sê vir hulle,
julle gaan nog steeds geleer word. Julle gaan dalk nog meer leer as wat julle van tevore geleer het. En ons sien hier in die evangelies dat hulle baie keer nie vir Jesus verstaan het nie. Hulle kon nie sy woorde altyd verstaan nie. Veral die pad van lyding wat vir hom voorgelê het. Hulle het dit nie verstaan nie. En saam met meeste van die ander Jode van daardie tyd het hulle mos 'n koninklike Messias verwag. Nie iemand wat bespot en geslaan word en 'n skandalige dood aan 'n houtkruis moes sterf nie. Dit het nie vir hulle lekker sin gemaak nie. En so moes hulle algaande hierdie absolute lewensbelangrike boodskap leer van Jesus wat verlossing gebring het. Van die paaslam wat geslag sou word. En die implikasies van Jesus se sterwe op hulle lewens, sy opstanding, sy opdrag aan hulle. Hulle moes stukkie vir stukkie dit verwerk. Dit was vir hulle baie 'n groot ding. Want daar is tog so baie wat hulle moes leer. Dis hoekom hulle ontsteld is as Jesus weggaan. Maar daarom moet Jesus vir hulle rustig maak. En Johannes sê op 'n stadium ook vir hulle, as Jesus vir hulle begin voorberei met die hemelvaart al, dat hy vir hulle sê, moenie beangs raak nie. Ontspan, raak rustig. Raak rustig. Ek gaan julle nie alleen los nie. En dis juist hier waar die Gees van die waarheid inkom. Jesus het beloof dat die Gees hulle in die hele waarheid, onthou hierdie is belangrik, 2 woorde, in die hele waarheid gaan lei. En dan sien ons hier dat hierdie doodgewone mense, hierdie doodgewone disippels, dat hulle dan moet toelaat, dat waar Jesus nou weg is, die Gees nou kragdadig en in hulle lewens gaan werk. En dat hulle sal begin verstaan wat Jesus se kruisdood, sy opstanding en sy opdrag nou begin vir hulle lewens beteken. En God wat deur sy Gees vir hulle sy plan kom neersit. Hy sê vir julle is die plan. En dis wat Johan ook in die week gesê het, toe hy gepraat het oor die Gees omarm. Dit het by 12 mense begin. En kyk waar staan die getalle van die Christendom vandag. Oor die 2 biljoen mense in die wêreld wat Christen is. 'n kwart van die wêreld se bevolking. En in al die 253 lande is die evangelie al beskikbaar. En het mense kon hulle dit al gehoor het. So hier sien ons God se plan wat al reeds in die Ou Testament vir ons bekend word. Die oomblik as God vir Abraham sê, ek gaan vir jou, wanneer hy 'n verbond sluit met hom, en hy vir hom sê, ek gaan vir julle 'n God wees, en julle moet vir my 'n volk wees. En dan sê hy hierdie ding, gaan wees tot seën vir die nasies. Wat is dit? Sendingopdrag. En dan, soos wat julle gaan, moet julle mense ook deel maak van God se volk. En so sien ons dat die Gees hier besig is met hierdie disippels. En wat gebeur op die ou end? Hierdie disippels, baie van hulle skryf boeke en briewe wat ons vandag in die Nuwe Testament lees. Die Heilige Gees lei hulle in die hele waarheid. Hy help hulle om Jesus se woorde en hulle sy dade te onthou en dan ook veral wat dit vir hulle beteken. En dan gaan skryf hulle dit vir ons neer. Johannes sê dan vir ons op 'n stadium so mooi, hy is immers die weg en die waarheid en die lewe. Hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het, kom ons luister weer na vers 13 en 14 van hoofstuk 16. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, belangrike ding, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal bekend maak. Hier sien ons, die disippels, die disippels het die wonderwerke gesien, wat Jesus gedoen het, in mense se lewens, terwyl hy hier op aarde was. Deurdat Jesus die Gees van die waarheid vir sy disippels hier gestuur het, het hy vir hulle gesê, julle gaan nog groter wonderwerke sien gebeur en doen, as toe ek hier by julle was. So hulle het die boeke en die briewe van die Nuwe Testament, wat hulle geskryf het ontelbare klomp mense, hope mense se lewens verander. Tot vandag toe verander dit nog
mense se lewens. Want hulle het die waarheid leer ken oor Jesus. In die eerste plek het hulle die waarheid leer ken. In die tweede plek het hulle die waarheid oor hulle self leer ken. En hulle die waarheid oor die wêreld leer ken. En hierdie waarheid het hulle vir altyd verander. So as ons vir 'n oomblik dan nou kyk na die Heilige Gees in my lewe. Die belofte van die Here Jesus was nie net vir die eerste disippels nie, maar vir elkeen van ons wat ook hier vanmôre sit. Die Heilige Gees het vir elkeen van ons ook in die waarheid gelei tot op die punt waar ek en jy gesê het, ek gee oor. I surrender. Ek gee oor en ek gee my lewe aan hierdie Gees oor. Dit klink na sulke mooi woorde as ons sê, die Gees sal jou lei. Die Gees het my gelei om dit te sê. Maar hoe lei die Gees? Hoe lei die Gees vir jou en vir my? Dis 'n belangrike werkwoordjie hierdie. Lei, L-E-I. Die Gees forceer niemand in 'n rigting nie. Wanneer die Gees met ons werk, werk hy subtiel met ons. Hy forceer niemand of hy druk niemand in 'n drukgang soos 'n bees nie, of 'n melkkoe nie. Maar hy werk mooi met ons. Hy forceer niemand nie. Die Gees wil ons lei. Hy wil 'n pad met ons stap en hy wil die waarheid vir ons oopmaak en oopbreek. Dit laat my onmiddellik weer dink aan die Emmausgangers toe hierdie twee mense daar stap en Jesus skielik hier langs hulle stap en hulle besef, wie is dit wat hier langs hulle stap? Wat gebeur op daai staptog? Jesus vertel hulle, haal hier uit Jesaja aan, hier word vir hulle vertel oor die profete en alles, en hier stap hulle saam, die evangelie word gedeel, hulle weet waaroor dit gaan, maar hulle verstaan nie presies wat nou met hierdie Messias gebeur het nie, besef jy dis Jesus wat hier langs hulle stap nie, hy het opgestaan, hy het 'n verheerlikte liggaam, maar die oomblik toe hulle gaan sit by die huis en Jesus die brood breek, het hulle besef, het hulle harte warm geraak. Het hulle harte warm geraak. Dis wat gebeur wanneer die Gees saam met ons stap. Ons harte word warm. Ons harte word en ons verstande word gevul met dit wat die Gees wil hê ons moet weet, om ook dit weer te kan gaan deel. Een van die maniere waarop die Gees ons lei, of 'n ander manier waarop die Gees ons ook lei, is wanneer hy vir ons sy woord gee, die Bybel. Hoe gereeld bestudeer ek nog die Bybel? Hoe gereeld slaan ek my Bybel nog oop om daaruit te leer? Ons het nou, toe ons Vrydag afgesluit het met egte aanbidding, een van die goed van egte aanbidding is dat ek op 'n gereelde basis met God se woord sal besig wees. Tyd sal spandeer en sal gaan delf in die woord. Wanneer jy die Bybel lees, lees dit bidtend. Luister vir die Heilige Gees se stem as jy die Bybel lees. Die Gees wil ons lei in die waarheid, maar hy wil my ook lief maak vir die waarheid, sodat ek dit graag gereeld wil doen, sodat die waarheid vir my al hoe belangriker word en ek al hoe meer deur die waarheid verander word. So om 'n kind van die Here te wees is om hierdie avontuur saam met die Heilige Gees op te vat en te sê, hierdie is vir my 'n avontuur saam met die Heilige Gees. Hy wil my lei op die paaie van die waarheid, van geregtigheid, sê Dawid in Psalm 23, sodat ek wie kan God beter kan leer ken, myself beter kan leer ken en ook die wêreld waarin ek en jy bly beter kan leer ken. Ek 'n gewone mens. Dink jy vir 'n oomblik in, ek en jy, gewone mense, op reis saam met die lewendmakende Gees van God. Die kreatiewe Gees van God. Wat 'n avontuur. En dan, hoe onderskei ek die leiding van die Heilige Gees? Hoe onderskei ek die leiding van die Heilige Gees? Die eerste teken van die Gees se werking is dat die Gees vir my help om Jesus beter te verstaan. Met my kop, met my hart en met my hande. En dit is waar die verskil begin kom. Wanneer 'n gemeenskap begin verander, is wanneer hierdie verstaan van die Gees se werk nie net in my kop bly nie, maar my hart aanraak en ook my hande en my voete in beweging bring. Die Gees lei my in die waarheid oor Jesus. Daar is so baie om oor Jesus te leer en al meer van hom ook te waardeer. Wat beteken Jesus se woorde in die Bybel vir jou?
Daar is 'n baie spesifieke Bybel, as julle die Bybel in die hande kry, wat al Jesus se woorde in rooi gedruk is in die Nuwe Testament. Al Jesus se woorde in rooi gedruk is. Dit is 'n baie besonderse boek om 'n Bybel om te hê. Want wat beteken Jesus se woorde in die Bybel? Die Gees laat my besef hoe besonder hierdie Jesus is. In die belydenis, een van ons belydenisskrifte in die Nederlandse geloofsbelydenis, is daar vir ons 'n hele artikel oor die twee nature van Christus. Gelyktydig mens en tegelyktijdig God. Dit is die goed wat ons begin besef. Ons leer die uniekheid van Jesus. Ons besef hoe uniek hy is. Dit wat gebeur het met sy dood en sy opstanding, die verlossing wat hy gebring het, die oorwinning oor die bose. Die Gees wil my lei om al hoe duideliker, al hoe helderder die teenwoordigheid van Jesus in my lewe raak te sien. Die tweede aanduiding dat die Gees in my werk, is dat die Gees my help om my gedagtes, my woorde en my dade in God se perspektief te sien, in God se lig te sien. Die Gees lei my in die waarheid oor myself. So die vraag is nou, wat is die waarheid oor myself? Wat is my begeertes? Wat is my ideale vir die lewe? Ons het ook hierdie week daaroor gepraat. Die Gees maak jou nie selfgerig nie. Dat dit net oor my en dit wat ek wil hê gaan nie. My begeertes, my ideale vir die kerk, dit wat ek wil hê vir die kerk, dit wat ek wil hê vir my mense, vir die samelewing. Hier is dit 'n vraag. Wat is die waarheid oor my reaksie op mense? My opinie oor mense. Die tyd waarin ons leef, is ons reaksie teenoor sommige mense baie verdag soms. Is my opinie oor mense nie altyd so positief nie. Soms is dit die ongemaklike vraag wat die Gees vir ons vra. Soms is dit ongemaklike dinge wat ons by die Gees moet hoor. Maar ons moet egter dit hoor en daarna luister, sodat ons al hoe meer kan word wat die Here wil hê ons moet wees. Die derde aanduiding dat die Gees in my lewe werk, is dat ek die wêreld sien soos dit regtig is. Ek het vir julle die storie vertel van die man wat in sy kantoor gesit het. Daar's van julle wat miskien dit nie gehoor het nie, en ek het dit al lank terug ook vertel. En hy sit in sy kantoor die dag, kom ons sê nou maar, dit was daar in Johannesburg, sit in 'n pragtige kantoor op die 25ste verdieping. Hy kyk oor die stad, daar sien hy die koppies, of dit nou die mynhope koppies is en of dit regte koppies is. Kyk hy so uit en hy sien hierdie aaklige werklikheid hier rondom. Dit maak hom so morbied en droewig en moedeloos dat hy skoon depressief raak daaroor, as hy met sy bril daarna kyk. En toe klop iemand aan sy deur. Toe sit Jesus. En Jesus stap by sy kantoor en hy sê vir hom, hoor jou broer, sit my bril op. En die oomblik toe hy Jesus se bril opsit, toe sien hy die wêreld heel anders. Toe sien hy die nood van mense daar, hy sien die seer van mense. Daar in die strate sit mense onder komberse. Hy sien skielik die wêreld soos wat Jesus na die wêreld kyk. En dit laat hom totaal anders dink. En toe hy sy kantoor uitstap, daai middag, het hy geweet, hier is iets wat ek moet gaan doen. Dit is wat gebeur, wat die Heilige Gees met ons werk. Hy, die hele waarheid, en wanneer ons in die hele waarheid lei, laat hy ons ook die werklikheid van hierdie wêreld verstaan. En gebruik hy baie keer ook hierdie werklikheid van die wêreld om vir ons te help, om vir ons dinge oop te sluit, wêrelde oop te maak. En dat ons selfs begin verstaan dan en die vraag vra, wat is die standaarde van die wêreld? Wat wil die wêreld met my bereik? Waaroor behoort die lewe te gaan? Wat is dan nou eintlik reg in die samelewing en wat nie? Dis die goeie vraag wat ons dan begin vra, wanneer die Heilige Gees ons ook die wêreld laat probeer verstaan. Die Gees, geliefdes, wil vir ons lei om die waarheid raak te sien en lief te hê en dan daaruit te gaan lewe. Die Gees wil my lei deur sy woord, maar hy wil vir ons ook lei deur ons medegelowiges.
Hy wil vir ons lei deur die gemeenskap van gelowiges. Daar waar ek in 'n klein groepie saam is, daar waar ek by 'n huis saam is, daar waar ek in 'n Bybelstudie saam is, op daai klein plekke wat ook kerk is, daar wil hy ons ook vorm en lei en help. Luister vir die stem van die Gees. En hoe luister ons na die stem van die Gees? Hy bemoedig ons deur sy woord, deur sy eie Gees wat in ons harte inspreek, maar ook deur mekaar as gelowiges. Ons moet saam ook, kan ons soek na vrae, lewensbelangrike vrae, goed waarmee ons sukkel, daar in die klein groepe, daar waar ons saam is, daar kan ons hierdie goed met mekaar deel. Daar kan ons mekaar help en raad gee, soos ons aan die begin gesê het. Want dan kan ons vir mekaar goeie raad gee. Die Gees wat vir ons dan met raad bedien, sodat ek dit ook met my medegelowige kan deel. En dit is ook, soos ons aan die begin gesê het, dat wanneer ek selfs raad nodig het vir groot besluite om te neem, dat ons mekaar daarmee kan help. En dan kan die Gees ons ook lei in die kleiner dinge en die kleiner besluite wat ons moet neem. Iemand wat weet, iemand wat die beste vir ons wil hê, dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil vir jou en vir my lei om hierdie waarheid in sy totaliteit in ons lewens te ontdek. Om die waarheid oor God, oor myself en oor die wêreld te ontdek, sodat ons 'n verskil kan maak. Die Heilige Gees gebruik gewone mense soos ek en jy, feilbare mense, brose mense. Kyk maar na Jesus se disippels. Hy het hulle so gelei en verander, dat hulle 'n nalatenskap gelos het, wat vandag nog deur die hele wêreld sigbaar is. En ek is baie lief om by 'n begrafnis vir mense te sê, watter nalatenskap het hierdie persoon vir jou gelos? Ons is ook daar om nalatenskap te los vir mense, sodat hulle ook in ons spore wil verder wil loop. Maar die Heilige Gees gebruik vir ons as gewone, feilbare, brose mense. Hy lei ons deur ons lewe om die volle waarheid, wat die Gees vir ons mee help, om dit te verstaan, tot die groot eendag, wanneer hy weer sal kom en op sy troon sal verskyn. Geliefdes, kom ons luister na wat die Gees vir ons sê. Vanoggend moet ons gebed wees. Heilige Gees, lei ons vandag. Ons het nog so baie om te leer oor Jesus en ons volle verlossing, oor God se vaderskap, oor U, o Gees van waarheid. Ons bid dat ons sal bewus raak van dinge wat nie reg loop in ons wêreld nie. En waaroor ons nie altyd raad het nie. Here, lei ons in die waarheid oor God, oor onsself en oor die wêreld. Maak ons lief vir die waarheid en gee ons krag om te leef in die waarheid, tot ons eendag voor die troon U in waarheid kan aanbid. Amen. Here, ons staan elke keer verstom oor hoe die Gees ons lei. En oor die Gees wat met ons elkeen 'n unieke pad stap. Dat elkeen van ons 'n unieke avontuur saam met die Gees kan hê. En dankie o Gees van God dat U nooit opgee op ons nie. Dat wanneer ons voel ons is nou op ons eie, ek sien net een ry spore in die sand, en dan is dit U o Gees wat ons kom optel en ons dra, en is dit maar net U spore wat daar in die sand lê. Sodat ons kan oor die moeilikste omstandighede en deur die diepste klowe kan kom, want die Gees maak heel en die Gees maak nuut. Dankbaar dat ons ook hierdie week met hierdie tema kon besig wees. Daar's baie mense wat ook hier sit vanmôre wat hierdie genesing van die Gees nodig het, nadat hulle deur baie diep seer is en verlies is, en hulle dit moet verwerk en hanteer, dat hulle sug, maar dat die Gees saam met ons gees sug by die Vader, maar dan ook vir ons gesond maak.
dankie o Gees van God, dat ons vanmôre ook hier saam met U kan eet aan die tafel. En dat dit weer vir ons nuwe krag en nuwe hoop gee. Dat dit weer vir ons vlerke gee, soos Jesaja 40 vir ons sê, om hoog te vlieg, met nuwe krag en nuwe hoop in hierdie wêreld. Ons prys U naam. Amen. Ons gaan dan ek gaan afkom en ek gaan vra dat die persone wat saam met my by die tafel kom aansit, dat julle saam met my by die tafel sal kom aansit, en dan gaan ons die nagmaal instel, en soos wat julle dit in die banke by julle het, dat julle dan ook die tekens kan gebruik. Iemand wat ook nie, wat hier by ons kuier vanmôre en van ander gemeentes is, julle is altyd mos orals welkom om ook hier vanmôre saam met ons ook hier die tekens te gebruik. Julle kan maar sit, kom ons sit. O Heilige Gees, as ons dan nou hier aan die tafel aansit, bid ons dat U ook nou ons harte sal voorberei, dat dit ontvanklik sal wees dat wanneer ons hierdie tekens gebruik, dat dit vir ons diep in ons harte sal indring, in ons siele sal indring, dat ons dit kan indrink en kan ineet en kan weet, U is die lewende Christus. Die Gees lewe en die Gees laat lewe. Amen. Kom ons, terwyl ons so sit, sê saam hardop ons geloofsbelijdenis op in hierdie God, wat vir ons die verlossing en die waarheid in sy volheid gebring het, wat dit glo met ons hele harte, kom ons bely dit saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, as ons hierdie geloofsbelijdenis maak, is dit juis omdat die volle waarheid tot ons gekom het. En omdat ons dit glo, dat die groot raadgewer vir ons in ons lewens dit kom waarmaak het. En as ons vanmôre dan hierdie brood breek en die beker gebruik, dan moet dit iets aan ons doen. En as ons die brood neem en ons breek dit, dan is dit juis Jesus se woorde aan sy disippels gewees daar in die boefretrek, toe hy die brood gebreek het en gesê het, neem dit my kinders, eet dit, gebruik dit, dink daaraan, dat my liggaam vir julle gebreek is, tot 'n volkome versoening van al julle sondes. Die beker word nie verniet die beker van danksegging genoem nie, want dit bring dankbaarheid in ons harte as ons
dink aan Jesus se bloed wat vir ons gevloei is aan die kruis. Maar dit help ons, dit maak ons ook diep nederig en beskeie en wil ons laag voor sy voete buig, sodat sy bloed net weer op my kan drup, soos wat dit daar aan die kruis, op sy moeder, en die mense daar aan die kruis, soos wat dit op hulle hoofde gedrup het. Om vir ons te kom sê, my bloed het vir julle gevloei, my bloed het julle sondes kom afwas. Neem dit, drink dit, en dink daaraan, dat dit ook tot 'n volkomme versoening van al julle sondes was. Ek gaan vra dat ons dan nou die tekens gebruik, soos wat dit julle daar aan die banke het, kan julle die brood en die wyn so op julle tyd gebruik. O Heilige Gees, U het ons kom voed en dankie dat ons nou saam met U om die tafel kon verkeer en saam met U kon eet en drink. Dit vul ons harte met lof en dankbaarheid oor die barmhartige en genadige God wat U is. Wanneer Psalm 103 vir ons sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken nie, en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. Vergeld nie ons vir ons ongeregtigheid nie, want so groot is sy liefde vir ons. En so groot as wat die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Ek wil U loof met my hele hart, laat die gode maar hoor. Dit is tot U eer dat ek sing. Ek wil na U heilige tempel toe buig en U naam roem om U liefde en trou. Want U het U naam en U woord bo alles gestel. Toe ek nog na U geroep het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie. Amen. Baie dankie. Ons gaan afsluit met ons laaste lied. Ons laaste lied is lied 509. Ons gaan dit staande sing op berge en in dale en oral is my God.
Geliefdes, as ons weet dat die Gees ons in die waarheid lei, dan kom sê hy vir ons, my genade is vir julle genoeg. Gaan wees genadig, gaan betoon genade, oral waar jy beweeg. Gaan betoon my liefde aan almal, oral, sonder uitsondering. Want die Gees en sy krag is in julle en by julle. Amen. Vat julle glasies saam